Nee, ons moet uit Matteus 7 lees vir ons. Matteus 7, ons het 'n hele paar teksverse lees vanoggend, die woord van die Here uit. En Matteus 7 lees, so hy Markus die 11de hoofstuk lees, Lukas die 11de hoofstuk, Lukas die 18de hoofstuk, Johannes die 15de hoofstuk. Ek sal daar weer vir julle gee, as dit te vinnig is. Sowel as Jakobus die eerste hoofstuk. Matteus 7, sal nou lees van 'n vers, die 7de versie. Hy sê bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang. En hy wat soek, vind. En vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Amen. En dit is wat die woord van die Here vir ons baie duidelik sê hierso. Is bid en vir julle sal gegee word. Met ander woorde, as ek bid en vra, dan sal God vir ons gee. Amen. Maar daar is ook voorwaardes aan verbonde. Dat 'n mens, baie mense bid, net om te ontvang altyd hier. En wanneer ons bid, is dit baie belangrik om te besef met wat se hart bid ek. Dis waar. Bid ek met 'n hart wat ver van God af is? Ja, dis waar. Bid ek met 'n hart wat net altyd my eie begeertes wil hê? En daar's baie redes. Maar bid ek vir opreg uit die diepte van my hart uit? Ja, dis waar. Bid ek met 'n hart wat God verheerlik? Baie keer wil mense net bid om dinge te wil hê. Dis waar. En die een van die dinge wat die mense die meeste oor bid, is om tydelike wat noem hierdie goeders, materialistiese dinge te wil hê. Dis waar. En dit is een van die dinge wat van minder belangrik is. Dis waar. Maar wat ek en jy as kind van God moet bid, te sê, Here, ek wil bid. Yes. Ek wil tot U nader, met 'n opregte hart, Ja. Ja, in nederigheid, in ootmoedigheid. amen. En weet jy, wanneer ek en jy in nederigheid gaan na God toe, met 'n opregte hart, sien God jou raak. Dis waar. As jy gaan met 'n hart van hoogmoed, kan jy maar vergeet. Jy kan ophou bid ook. Ja, dit is Verskom my. Dan kan jy ophou bid ook. Want dan is jy besig om in hoogmoed te bid. Dis waar. Ek en jy God sal nader met regheid van hart. En hy die woord van die Here sê vir ons in daai selfde vers, en julle soek en julle sal vind. Ons as mens, hoe baie mense soek nie. En wat soek die mense? Wat is die belangrikste ding vir hulle om te soek na? Is geld. Om ryk te kan wees. Om ryk te wees, sê dit nie, jy gaan God se koninkryk maak. Rykdom kan jou hoogmoedig maak. dis Jy kan nederig wees, maar as jy rykdom kry, en ek sê nie dis alle mense, dan is baie mense, dan vergeet hulle van God. dit is Dan sê hulle, waarvoor moet ek bid? Waarvoor moet ek die Here nader? Ek het alles wat ek wil hê. Ek het al die besittings wat ek wil hê.
weet wat, wanneer daar die mens die dood in die oë staar, Ja. dan begin hy weer te bid. Dis waar. Dan begin hy weer God aanroep. Wanneer bankrotskap in sy deur klop, dan begin hy weer te roep na God. Ek moet nie die Here wil dien om ryk te word. Ja. Dis waar. Ek moet God dien om te kon liefhet. Dis waar. Dit is wat belangrik is. Hy sê ook verder dan in daardie teksvers, in vers 7. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Ja. Amen. Dis waar. As ek klop aan 'n deur en as iemand binnekant, gaan iemand vir my oopmaak. Gaan daar oopgemaak word vir my. Wat sê die Here Jesus in Openbaring sê hy? Hy sê ek staan by die deur en ek klop aan die deur van jou hart. As jy oopmaak, sal hy ingaan. Want hy wil feesmaal hou saam met jou en my as mens. Amen. Die Here wil graag feesmaal hou saam met die mens. Dis waar. Maar wanneer die mens klop, moet jy nie klop om net klop is nie. Jy moet klop met die doel dat iemand mag oopmaak. Prys die Here, ons gaan verder. Vers 8 sê, want elkeen wat bid, ontvang. En hy wat ons soek, vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Of watter mens is daar onder julle, wat as sy seun hom brood vra, aan hom 'n klip sal gee. En as hy 'n vis vra, aan hom 'n slang sal gee. As julle dan sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee. Hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. Die Here sê, as julle dan wat sleg is, nou maar ek is nie sleg, hy sê ek is goed. Ons is mos geneig om so 'n pleintjie op te gee vir onsself. Hy sê as julle wat sleg is, weet of julle kinders goeie dinge te gee. Hoeveel te meer sal God nie vir jou en my die goeie gawes gee. Amen. Hy sê as jou seun vir jou 'n brood vra, moenie vir hom 'n klip gee nie. As hy vir jou 'n vis vra, aan hom 'n slang sal gee nie. Want dit is nie wat hy vra nie. Hy vra nie vir 'n klip nie. Hy vra nie vir 'n slang nie. Wat hy voor vra is brood en 'n vis. En dit is wat belangrik is in die lewe. Is dat ek en jy moet besef, as ons vir ons kinders die goeie gawes gee, hoeveel te meer as ons God bid, sal hy ons die goeie gawes gee. Kom ons lees Markus 11. Markus 11. Vers 24. Dis daar waar die Here Jesus die vyeboom vervloek het. En gesê het, mag daar ter ewigheid nooit weer 'n vrug aan jou wees nie. En die boom het gesterwe. Hy's dood, verdroog, tot in die wortels. Vers 24 sê die Here Jesus vir hulle, hy sê, daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Alles wat julle in die gebed vra, glo. Met ander woorde, my gebed en my geloof, my vertroue in God,
moet altyd toegepas word. Ja. Amen. Hulle loop hand aan hand saam. As ek die Here vertrou, dis soos 'n kind wat kom en hy vra sy aardse vader iets. Hoekom gaan hy kind na sy pa toe? Want hy vertrou dat hy iets sal ontvang. Dis waar. Hy vra vir hom 'n brood. Dit my altyd dink aan klein Leila, wat sy gekom het na my toe en sê, "Pa, ek wil 'n broodjie hê." Sy het gekom na my toe, maar sy het geweet, hierdie oupa kan sy draai om haar pinkie. En dat ek altyd vir haar gesê, moenie dat ouma weet nie, maar nou weet ek ouma weet al iets. En dan gaan gee vir haar 'n broodjie, want sy's honger. Oupa, kan ek 'n sweetie kry? Hoekom kom sy na my toe? Want sy vertrou my. Amen. En sy het geglo as sy my vra, dan sal haar oupa vir haar gee. As ek en jy vertrou in God het, dan gaan ons na die Here toe en vra vir die Here Jesus en sê, Here, dit is wat ek nodig het. Amen. Ek en jy moet nie vra in ons gierigheid nie. Ons moet vra vir God in our needs. En dit wat ek nodig het, kan ek God nader. Amen. En weet jy wat? Ek moet geloof in God hê. Want sonder geloof kan ek en jy God nie behaag nie. Sonder die geloof in Christus kan ons God nie behaag nie. Prys die Here, kom ons gaan na die volgende gedeelte toe. Prys die Here. Dis in Lukas die 11de hoofstuk. Lukas 11. Daarvan in vers 9. Wat basies dieselfde sê as Matteus 7. Lukas 11 van vers 9 sê. En ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang. En hy wat soek, vind. En vir hom wat klop, sal oopgemaak word. En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra en sal hom 'n klip gee. Of ook 'n vis en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee. Of ook as hy 'n eier vra, hom 'n skorpioen gee. Dink net as jy jou kind vra vir jou vir 'n eier. Jy sê vir hom, "Nee, hier's 'n eier, hier's 'n skorpioen." Dit is nie mooi nie. Prys die Here. Vers 13 sê, as julle dan wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Hoeveel te meer as wanneer ek en jy God bid en sê, Here, dat ek gevul kan word met u soete Gees. Sal God dit nie doen dan nie? Die Here sal dit doen vir jou. Maar jy moet met 'n opregte hart bid. Jy moet tot God nader. En hy sal tot jou nader. Ons lees maar Lukas 18. Lukas 18. Waar die Here Jesus die gelykenis vertel het van die onregverdige regter. Waar hierdie vrou gedurig deur na die regter toe gekom het. En hy het niemand ontsien het nie. En tog het hy gesê,
al vrees ek God nie, sal ek gehoor gee aan hierdie vrou. Want sy het gedurig deur gekom en aanhoudend vir hom gevra en hy het ingegee. En wat sê die woord van die Here vir ons in vers 7? Kom ons lees van vers 6. Toe sê die Here, hoor wat die onregverdige regter sê. Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom bid roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Wanneer die kinders van die Here, daardie opregtes van die Here, gedurig deur dag en nag roep na die Here toe, sal hy nie antwoord gee op jou gebed nie. Sal hy nie ag slaan op jou roep, die roepstem van jou, wat jy tot hom nader nie. Sal hy by jou verbygaan? Nee, hy sal ag gee op jou gebed. Op die regverdige sal hy ag slaan op daardie gebed van jy roep na die Here. God vra nie hooggeplaaste woorde wat jy moet daar plaas nie. God vra opregtheid uit die hart uit. Hoe opreg jy bid. Hoe jy tot God kan nader. En sê, Here, ek kom in nederigheid voor U. Here, ek wil die ander roep. Jy kom absoluut met verwagting na die Here Jesus. En sê, Here, wees my genadig. Here, sien my raak. Here, wees my barmhartig. Sodat God verheerlik kan word. En wat sê in vers 8? Ek sê vir julle dat hy gou aan hulle reg sal doen. Maar as die Seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. Die Here sê hy sal gou ag slaan op die gebed. Hy sal gou antwoord op daardie gebed van jou, wanneer jy met opregtheid bid tot die Here. En die Here vra nou self die teksvers, sal, maar as die Seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. Jy weet, verskoon my, daar's blykbaar wat hulle bespreek in die parlement, dat hierdie evangelie, hulle wil 'n wet maak, dat hierdie evangelie van Jesus Christus nie meer verkondig mag word. Dat dit verbied mag word, dat jy mag nie met iemand deel enige plek aangaande die woord van die Here nie. Die naam Jesus wil hulle uithaal, heeltemal, hy's in die parlement uit. Het ek gedink as ek daar kon gewees het, en hulle sê, jy mag die naam Jesus nie noem nie, dan sal ek sê, watter naam, wat praat jy van het? Sê my net weer, watter naam? En hulle sê, Jesus, dan sê ek, okay, watter naam? Sê my weer van haar die naam. Dan sê ek, maar jy noem die naam Jesus. Glory to God. Want dit is 'n struikelblok vir die mens daar buitekant. Want dit is 'n probleem vir die vyand, 'n groot probleem. Die naam word gehaat. Dis in daardie naam wat ek en jy moet bid. Daar's nie 'n ander naam gegee waardeur ek en jy moet bid nie. Net die naam van Jesus Christus. Dat ek en jy die naam nie sal verloor nie. En wanneer die Seun van die mens sal kom, dat hy gaan vind
hierdie geloof. Amen. Ek en jy sal doodgemaak word vir hierdie naam. Dis waar. Ja. Dis waar. En die tyd kom. En hierdie dinge word bespreek al. Glory to God. Maar God sal antwoord gee, wanneer ek en jy gedurig deur. Gou sal hy antwoord gee. Amen. En baie mense sê, maar hoekom antwoord God in my gebedens? Ons praat vanmôre daarvan. Is dat mense bid volgens hulle wil en nie volgens die wil van God nie. Dis waar. Wanneer ek en jy in God se wil hart wandel, dan graas nie vra die benullighede nie. Dis waar. Nee. Ons gaan vra dit wat noodsaaklik is, Dis waar. wat God se goedkeuring wegdra. Dit wat die Here se wil is, nie my en jou wil. Dis waar. Baie keer wil ons die Here voorskryf. Dis waar. Soos my broer vanmôre gesê het vir my in die bidkamer. Wil die mense God voorskryf. Ek en jy moet op om God voor te wil skryf. Ons moet nie God voorskryf nie. Dis waar. Ons moet God nader en hom vra. Want baie mense vra God uit hulle gierigheid. Dis waar. Johannes, die 15de hoofstuk. Johannes 15. Vers 7. Hy sê: As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Amen. As julle in my bly, as ek as mens bly in God se weë, Yes. in God se perke wat hy vir jou en my gestel het. Dis waar. As ek jy en God nader, en ons is in daardie perke, dan sal en die woord in my is en ek in die woord wandel, dan sal ek vra net wat ek wil hê en ek sal dit verkry. Amen. Dis waar. Maar nou gaan die mense, ja maar nou, as hy, nou kan ek mos vra vanoggend. Ek wandel in die weë van die Here, nou kan ek vra vir nog 'n paar Mustangs of wat ook al. Vergeet dit. Jy kan tog net een kar ry op 'n slag. Ja, Amen. dit is Wat jy met 10 karre maak. dit is waar. Jy koop dan uit jou greediness uit. Ja. Uit jou gierigheid wat jy koop, wil hê. Nie in jou benodighede. Maar dit wat ek en jy as ons bly in God se weë, in die perke van die Here, dan gaan ons vra volgens sy wil. Ja. En nie volgens my gierigheid wat ek het in my binneste. Amen. Dis waar. En dis hoekom baie mense nie die antwoord kry op hulle gebedens nie. Ja. Want hulle vra uit hulle gierigheid. Dis waar. Vra Here, wees my barmhartig, wees my genadig. Jy weet as ek kyk na Abraham, toe hy God genader het Ja. met sy broerskind Lot, wat in Sodom Gomorra was. Ja. En die Here vir hom gesê het, hy gaan hierdie Sodom en Gomorra vernietig met swaal en vuur. Toe Abraham begin om die Here aan te roep, dis die Here as daar 50 siele is wat hy dien, wat opreg is, wil nie die stad spaar nie. Wat sê die Here as die 50? Dis waar. En hy het so gegaan na 45 en 40 en 30 Ja. en 20.
En hy het so afgekom. Die Here sê, as daar 10 is, sal ek die stad nie verwoes nie. En toe het hy opgehou om te bid. Toe was daar maar 4 siele gewees in Sodom en Gomorra. Lot, sy vrou en 2 dogters. Maar wat sê nou, Abraham, wanneer hy gebid het, dan sê hy, Here, ek het gewaag om met U te praat. Here, wees nie toornig op my nie. En Abraham word beskou as die vader van die geloof. Hy sê, Here, kyk, ek het gewaag om met U te vra. Wees nie op my toornig. Maar Here, as daar 30 siele is, sal die stad spaar. En hy het elke keer gesê, Here, ek het gewaag om met U te praat. Wees nie op my toornig nie. Hy kom in nederigheid. Hy kom met opregtheid na die Here toe. Hy kom met 'n hart wat omgee. Hy kom met 'n hart vir ander. Maar God sê, daar is nie eers 10 nie. Daar was nie eers 5 nie. En weet jy, Lot en sy vrou en 2 kinders, 2 dogters uitgetrek het. Toe draai Lot se vrou om. Terug verlang na die Sodom en Gomorra. Dis omstandighede. Daar word 3 siele uit Sodom en Gomorra gered. 3 siele. Wanneer ek en jy begin en om God se weë te wandel, in die vrese van die Here te wees, dan sê die woord vir my, hier in vers 7 van Johannes 15. As julle in my bly, en my woorde in julle, as hierdie woord van God in my bly, en ek wandel daarin, dan sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Maar die geloof gaan saam met die gebed. Dit bring ons by Jakobus, die eerste hoofstuk. Verskoon my. Jakobus die eerste hoofstuk. Prys die Here. Ons lees dan van vers 5 af. Julle het die plek. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid. Want aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Wanneer ek God vra vir wysheid, gaan die Here jou nie verwyd as jy hom vra vir wysheid nie. Nou moet jy mooi opweeg, wat is die swaarste? Is dit die wysheid wat ek nodig het? Of die mooi slap kar? Die kar wat ek vra voor, kan heeltemal tot my ondergang wees. Maar wanneer ek vra vir wysheid, dan kan ek met wysheid optree, en ek kan met wysheid oordeelkundig werk, om te sê, luister, ek het nie nodig om hierdie ding te hê nie. Want dit is tot my ondergang. Maar hy sê hierso in hierdie skrif, prys
deur. Ons lees net weer vers 5. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd. En dit sal aan hom gegee word. Nie miskien nie, dit sal. Maar hy moet in die geloof bid. Sien wat gebeur. Die geloof kom nou weer saam met gebed. Wat baie belangrik is. Sonder om te twyfel. Wanneer ek en jy begin te bid, en ons bid in die geloof, dan moet ek en jy nie twyfel nie. Want die twyfel kom van die vyand af. Hy sê in die teksgedeelte, in vers 6, want hy wat twyfel, is soos 'n golf wat die see deur die wind gedryf en voortgesleep word. Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Is dat wanneer ek en jy bid en ons twyfel, dan is ons soos 'n golf wat deur die wind heen en weer geslinger word. Dat beteken ons gebed niks. So 'n dubbelhartige mens kan nie verwag om iets van God te ontvang dan nie. Want jy twyfel. Moenie God nader as jy wil twyfel nie. Kry die twyfel uit jou lewe uit. En vertrou God met jou hele hart, hele siel, hele wese. En wat gebeur? Die God van die heelal sal vir jou gee dat die rykdom van sy genade. Here, ek het wysheid nodig. Here, ek wil dit hê. Ek wil graag wysheid hê. Maar nou nie dink as onderlede Salomo gevra het vir wysheid, God hom nou rykdom gaan gee. Ek dink baie mense bid so. Here, gee my wysheid. As ek wysheid kry, gaan God my geld gee. Man, vergeet dit. Jy's 'n dubbelhartige mens, jy gaan niks ontvang. Want jou motiewe is verkeerd. Jy gaan ook nie eens wysheid kry nie, man. Maar wanneer ek bid, met opregtheid van hart, met geloof in my binneste, sonder om te twyfel, gaan God my gee dit wat nodig is. Sal God jou opnuut vul met sy gees. Sal God jou toevou in die holte van sy hand. En die Here sal sy doel bereik in jou my lewe. Ons het nodig, verskoon my, om God te nader met 'n opregte hart, sonder om te twyfel. God vertrou met ons hele wese, met al ons krag, met ons hele hart en siel en wese. Weet wat gebeur? Baie mense vertrou so op mense met hulle hele hart. En dan daardie persoon stel jou teleur. God kan jou en my nooit teleerstel. Ek kan maar vergeet, ons sal dit nooit teleurstelling by God kry. Baie mense sê hulle is teleurgestel. Maar omrede hulle bid in 'n dubbelhartige daar. En God gee nie vir hulle nie. Want hulle vra om tot hulle ondergang. En dan dink hulle God het hulle geval. Here sê jy nooit val. Here sê hy sê jy nooit begewe en nooit verlaat. Want die God wat ons aanbid
is die God wat vir jou en my omgee. Yes, Amen. Lord. God is never for us. Hallelujah. Daarom wil ek vir jou sê, kind van die Here, hy wie bid, sal ontvang. Amen. Hy wie klop, So, sal oopgemaak word. Amen. Hy wie vra, sal gegee word. yes, Lord. As ek God vra vir brood, gaan hy my nie Mm. 'n klip gee nie. As ek God bid, en sê Here gee my wysheid, Yes. Mm. dan God jou my wysheid gee. Amen. Hy sal dit vir jou gee, maar ek en jy moet bid sonder om te twyfel. Mm. En sê Here, ek wil die nader tot oprigte hart Amen. en nederigheid. Yes. Mm. Jy weet wanneer jy regtig waar bid, is God daar om jou te antwoord. Amen. Amen. Daar's baie dinge wat jy kan bid, maar jy bid dan in lyn met God se woord. Amen. En wanneer dit lyk asof dit nie gaan gebeur nie, moenie twyfel nie. Amen. God het lankal die saak uitgewerk. Hallelujah. Lankal man. Thank you, Lord. Dis waar. Ek en jy hoef net soos gevra, sê Here baie dankie dat U die God is wat my gebede hoor. Hallelujah. Maar dan moet jy weet jy vra volgens God se wil Yes. en nie volgens jou eie gierigheid Ja, is en dit wat onnodig is. yes, Lord. Wanneer ek God vra, sê Here dat U vir my opnuut sal bestraal Yes, Lord. met nuwe krag, Ja. met nuwe ywer, met nuwe lus. Amen. Here, dat ek weer opnuut 'n herontmoeting met U sal hê. Amen. Yes. 'n Verdieping in my hart. Ja, dankie. As jy met opregtheid kom na die Here toe, sal God dit vir jou gee. Verseker, ja. Sonder om te twyfel. Amen. Yes, Lord. Mag hierdie woord graveer wees op jou Yes, hart. Lord. Amen. Mag ek en jy Thank sê you. Here, dankie vir U genade en Amen. U goddelike liefde. Dankie. Mag hierdie woord van God graveer wees. Elkeen se hartstafels. Ja, En dankie. elkeen wat daarna sal luister, sê Here baie dankie vir die genade wat so groot is. Dankie. Maar nadat Jesus kom, Amen. die Here seën vir u.